of 'n plantjie of 'n ding. Ons gaan nie bly daaroor maar jy wou dan sommer net jy net so mooi doen. Ek het dit. Wat is dit? Wat gaan dit doen? Dan daai ons dit op. Goeiemiddag, baie welkom by vanmiddag se webinar. Kan julle vir ons net so 'n duimpie gooi of 'n hartjie of enigiets wat ons net kan sien, julle kan mooi hoor. En dan weet ons kan oor so 'n klein rukkie begin. Och, dit lyk fantasties. Ja, dan hier 'n handjie van die kraans vir julle waar julle of vra julle ietsie. Goed, baie welkom by vanmiddag se webinar. Dis vir my en Jana 'n voorreg om saam te werk as Gerad en AGV saamwerk. Dit is 'n saak wat vir ons na in die hart lê. Die hartseer saak is dat taal is so 'n bietjie van 'n taai tamaletjie vir ons almal, van ons kleintjies waar ons hulle moet leer lees tot ons grootkinders. Ons lelike taalgebruik, swak taalgebruik, mengels wat gebruik word, kinders wat nie meer kan lees en skryf nie. So ek dink as jy hier vanmiddag ingeskakel is, dan sien jou hart klop warm vir Afrikaans. Afrikaans word nie verniet, vier ons nie sy 100 jaar bestaan nie. So ek gaan vir ons open en geniet die webinar. Ek wil net vir julle so 'n paar administratiewe reëlings gee. Die webinar word opgeneem en dit sal in die AGV en in die Gerad raadsale beskikbaar wees. Julle is welkom om enige tyd 'n boodskap in die kletskassie te los. Dis makliker vir ons om na die afloop van die webinar julle mooi te antwoord. Dis baie moeilik om fokus te hou en te antwoord. Dis soos 'n kind in die klas wat nie luister nie. So ons beloof al vra julle vir ons ietsie, ons sal dit mooi vir julle môre beantwoord. En dan asseblief moenie te vroeg van die webinar verlaat nie. Die QR-kode met julle bywoningssertifikaat sal aan die einde vir julle beskikbaar wees, sodat julle julle bywoningssertifikaat kan kry. So ek lees vir julle 'n gebed vanmiddag, en my hart is dat julle my werklik sal hoor en dat julle harte sal rustig word, so op 'n maandagmiddag, en dat julle sal hoor wat julle vanmiddag, wat hier vir julle voorberei is. En die gebed gaan so: Here, vandag bid ek vir elke onderwyser in hierdie land. Ek bid dat hulle sal weet hoe belangrik die werk is wat hulle doen. Sal U hulle krag gee om hulle werk met ywer en liefde te doen. Sal U hulle ondersteun in die moeilike tye en wysheid gee in hulle dag se taak. Ek bid dat U elke onderwyser sal seën om 'n seën vir die kinders in hulle klas te wees. Amen. Ja, dit is sekerlik presies waaroor vanmiddag gaan. Ons doen dit net vir die kinders. Goed, ek wil nie tyd mors nie, want hier is 'n mond vol en 'n kop vol. Ek hoop jy het 'n lekker koppie tee of koffie byderhand, want ek gaan nou amper kies oorgee aan die Kitat spellingspan. Ek wil julle net so klein bietjie agtergrond gee. Verlede jaar het ek hierdie span dinamiese dames ontmoet by die AON en hulle het hierdie program in hulle boeke vir ons kom wys en ek het gesit en geluister en ek dink ek in my kop sou gesê, ag nee, wat ek gee al jare grondslagfase, ek weet hoe om kinders te leer lees en skryf, maar hierdie plan het vir my dadelik laat wakker lê in die nagte en dat ek heeltyd gedink het, maar gaan hierdie werk? En want wat Annetjie ook mooi vir my verduidelik het vir my daardie dag is, ons weet in die grondslagfase, Jana kan nou maar, ek praat nou vir haar fase praat, maar ons weet, ons werk so hard aan klanke en aan leeskaarte en ons gee vir hulle spelwoordjies. En in die grondslagfase gaan dit eintlik heel goed met ons kinders se spelling. En dan kan ons maar eerlik sê, die oomblik soos hulle graad 4 toestuur, dan sê die onderwysers, hierdie kinders kan nie spel nie, hierdie kinders kan nie lees nie in Afrikaans en in Engels. So dis asof dit wat ons in die grondslagfase vir hulle aanleer, hulle kan hulle basiese klanke eintlik heel mooi doen, maar die oomblik as daar spelreëls of meer ingewikkelde goed bykom, dan kan ons maar sê val die torre af en dan kry ons skapie met 2 A's en julle weet alles wat gebeur. So toe het ek gaan nou nie die kat uit die mou uitlaat nie, ek gaan laat Annetjie hulle vir julle baie mooi verduidelik, maar
Ek is maar 'n praktiese mens en ek luister nie net altyd, want hier julle sal sien, dis 'n heeltemal 'n ander manier van dink, so julle moet julle koppe oopmaak. Dit is nie 'n ander manier van dink noodwendig nie, dis 'n ander manier van doen, dis 'n ander benadering. En toe wil ek net so vra, sê ek, "Sjoe, Annetjie, en wat doen ons as hierdie nie werk nie?" Dan sê ek nou vir juffrouens gaan sê, "Probeer hierdie manier en dit werk nie." En sy kyk so en sy sê vir my, "Junien, dit wat ons nou doen werk alreeds nie. So ons kan eintlik niks doen om die situasie in ons land met ons taal en spelling te vererger nie." So dit is hoekom dit vir my 'n groot voorreg is om nou vir Annetjie en haar span vir julle aan die woord te stel. As julle meer, sy gaan julle sekerlik ook meer vertel, maar daar's ook al webtuiste en ek sal vir julle kontakbesonderhede aan die einde weer gee. So ek gaan nou my skerm, ek gaan nou vir Annetjie die kans gee om haar skerm te deel. En dan hoop ek julle geniet vanmiddag en julle leer baie en maak solank julle koppe oop vir heeltemal anders dink. En onthou om nie, julle kan soveel as moontlik vra in die kletskasie. So, net so 'n paar moeilike gee, dat ons net sien Annetjie of meer reg. En dan die volgende vraag is in die Jana se ervare hande. So ons gaan so saam werk. Ek ken net die kleintjies se spelreëls, maar Jana is die meester as dit kom by die groot kinders. Ja, Junien, dankie. Jy het al so 'n bietjie daaraan geraak. En die webinar se naam is nie verniete taal Tamaletjie nie. Want wat ek by jou wil hoor, Annetjie, is waarom werk ons al hoe harder en harder, maar die uitkomste bly so swak. Ons sien nie dat kinders se taal en spelvermoë verbeter, dat vaardighede verbeter, dat ons beter vaar in die puls nie. Ons hoor jaar na jaar, ag nee, Suid-Afrika is heel agter in die ry. Hoekom is dit so 'n Tamaletjie? Ek dink, voordat ons, baie dankie eerstens vir Junien en Jana vir die geleentheid om vanmiddag se webinar te kan doen. Namens my span is dit vir ons 'n baie groot voorreg. En ek gaan sommer met dadelik die eerste vraag ook beantwoord. Jana, ek dink daar's verskeie faktore wat bydra tot hierdie uitkomste wat ons kry. Ek gaan dit in kort sinne probeer opsom en ek dink as die onderwysers luister, gaan hulle almal dalk verstaan wat ek bedoel met die kort antwoorde. En die eerste is, ons doen alles die heeltyd en die kinders ken niks. En dit klink nou dalk bietjie na oordrywing, maar dit is min of meer wat in die taalonderrig in Suid-Afrika tans gebeur. Ons behandel dieselfde konsep jaar na jaar na jaar en dan as jy by graad 10-11 leerders kom, is daar basiese konsepte wat nog steeds nie vasgelê is nie. So ons moet onsself begin die vraag vra daaroor. Dan die volgende rede is, taal is abstrak en moeilik en ons kan dit nie probeer maklik maak nie. Ons moet duidelik weet dat dit 'n moeilike ding is om baas te raak en ek dink Junien, om aan te sluit by jou inleiding, dit is baie keer waar ons dit mis. Ons het maklike resepte en maklike antwoorde vir graad 1 tot 3. Ons leer maklike reëls wat nie noodwendig altyd die waarheid is nie. En dan wanneer die kind oorbeweeg na die intermediêre fase of die hoërskoolfase, skielik daai eenvoudige ding wat hulle vir my gesê, dis hoe dit werk nie meer nie, want daar kom nou ander woorde by wat nie by daai aanpas nie. So ons moet versigtig wees met maklike oplossings vir moeilike probleme. En hier is sommer net 'n voorbeeld, ek dink die meeste wat luister gaan ons rympie ken van Arme ek is oupa uil. Dis 'n praktiese manier om te sê ons moet begin dink. Arme ek is oupa uil word aangeleer om die klinkers vir die kind prakties en bietjie interessant te maak. Maar is dit die waarheid? Want ou en ui het niks met 'n o en 'n u te doen nie. Net 'n vraag waarby ek julle laat. Dan ook ons rig leerders af om sekere assesserings te kan antwoord. Dit is ook veralgemening, so dis nie in elke faset die waarheid nie, maar as ons byvoorbeeld kyk na grondslagfase, selfs intermediair, ons leer hulle 'n spesifieke patroon om vrae te antwoord en ons oefen dit oor en oor en oor en oor en dan gaan dit redelik goed in die assesserings. Die oomblik wat jy daai vraag op 'n ander manier vra of wat jy dit in 'n ander konteks sit,
kan die kind dit nie doen nie en daai uitval is baie algemeen. Bane met 2 A's in graad 8. Hoekom? Want A is aangeleer, die lang A klank is aangeleer as 'n dubbel A. Later gaan ons bietjie meer hieroor gesels. Dan ook die angsvlakke van leerders beperk hulle kognitiewe vermoë. Enige iemand van julle wat ook al mind moves gedoen het, sal baie duidelik verstaan dat jy kan nie kognitief funksioneer as jy angstig raak nie. En ons leerders is ongelukkig van die intrapslag af angstig oor tale en dit word nie beter soos wat hulle ouer word nie. So, ons moet ook onsself herinner, ons mag net assesseer wat ons geleer het. En hier is 'n baie groot uitval. Baie van hierdie gestandaardiseerde toetse wat ons met die leerders doen, toets 'n kind 'n sekere tyd in 'n jaar voordat baie van daai konsepte nog behandel is en dit is onbillik. Ek kan nie verwag iemand moet 'n dokter wees byvoorbeeld as hy net sy eerste jaar opleiding voltooi het nie. So ons moet baie mooi gaan kyk, wat assesseer ons en is dit toepaslik met die inligting wat ek verskaf het? Nie die inligting wat graad 1 verskaf het as ek die graad 2 juffrou is nie. As daar graad 1 inligting is, moes jy dit self ook eers weer behandel het. Jy kan nie op geheue werk wat 'n jaar lank oorgedra is nie. En dan ook die ander groot uitdaging is die verwarring en die feit dat ons verskillende fases, grondslagfase, intermediair, dan die senior fase en dan selfs ons universiteite, elkeen amper afsonderlik funksioneer. So 'n graad 5 juffrou wat met 'n leerder sit wat nie kan lees en skryf nie, is nie opgelei om daai leerder te onderrig nie. En ek dink daai is ons 5 groot uitvalle waarmee ons sit. Ja, Annetjie, weet ons wat nou, as jy in die klas staan, dan sien mens dit. Ek wil ook nie die KBV dokument blameer nie, want hy's propvol baie oulike planne, maar ek dink een groot leemte in ons Suid-Afrikaanse onderwyskurrikulum is die feit dat ons regtig nie foneties goeie riglyne gee nie. Die departement sê vir ons, jy kan jou fonetiese plan of volgorde kies en baie skole kies en jy kan omtrent nie in 'n skool in die land kom waar hulle dieselfde klankvolgorde volg nie. En dan kry ons dit wat jy sê, ek sê altyd dis nie kurrikulum, dit word dan kurrikulumdekking, nie vaslegging nie. En daai wat jy genoem het, die assessering, die mense wat my ken met my webinare weet, ek sê altyd voer eers jou varkies vet voordat jy hulle weeg. En ek kom terug daarna altyd, ek dink ek klink soos 'n plaat wat vashak, maar dit is nie ons ouers of naskooltannie se werk om die spelwoordjies en die klanke by die huis te gaan aanleer nie. Dis ons werk, want dis soos jy sê, dis nie so maklik nie. En ons is die kundiges. So ek weet, jy gaan hulle baie mooi verder vertel. So ons is almal gewoond aan die ou manier van doen. En speltoetsies op 'n Vrydag en al ons klanke per week in 'n leesstukkie. Maar ons wil ons nou goed anders doen. Wel ek wil baie graag saam met julle goed begin anders doen en ek hoop dat alles wat jy vanmiddag gaan sê is aansteeklik. Maar kan jy sommer net vir ons bietjie mooi vertel, watter benaderings volg julle by Kids at Spelling, sodat ons regtig kan sê ons 'n nuwe dimensie ten opsigte van lees- en skryfvaardighede? Dankie Jonien. Ja, ek dink wat ek hier dalk net vir almal wat nou ingeskakel is moet noem, ek is nooit as onderwyseres opgelei nie. So ek dink die Here het dit so bepaal, want ons hele aanslag tot tale kom uit 'n neurowetenskap oogpunt. Ek is eintlik 'n gekwalifiseerde fisioterapeut en ek is absoluut gefassineer oor hoe ons brein ontwikkel, hoe ons brein werk, wat die beste metodes is om die beste uitkomste te kry. So dit is waar ons aanslag gaan varieer van dit wat ons tradisioneel nou al vir baie jare gedoen het. So waarom is tale so moeilik? Die heel eerste prentjie wat julle hier sien julle daar, dit is wanneer daar 'n klomp papiere is. Nou wat ons ervaring is, en weer eens onthou, dit is nie universeel vir almal presies dieselfde nie, maar dis 'n algemene ervaring, is dat inligting die heeltyd deurgegee word. So ons leer byvoorbeeld vir kinders van vokale en konsonante of klinkers en medeklinkers in graad 1. Volgende week praat ons sommer 'n bietjie oor selfstandige naamwoorde. Ons praat bietjie oor verskillende tye wat 'n mens kry. So sit ons inligting die heeltyd by. Maar daai papiere lê almal eintlik op een hoop.
En ons sien dit baie duidelik uitspeel met graad 4 tot 9. Wanneer ek vir kinders vra watse woordsoorte kry mens in Afrikaans, kan hulle my glad nie antwoord nie. Hulle sal begin en sê hulle dink daar's werkwoorde, dadelik weet ek, daai inligting is nie in 'n folder, as ons nou die Engelse woord kan gebruik, om alles eintlik te verstaan, waar hoor dit nie. So dit is een van ons grootste uitvalle, die leerders ontvang al die inligting, maar hulle weet nie by watter konsep pas die inligting nie. En dan as jy dan die toepassing in 'n assesseringsvraestel kry, en daar word skielik gevra, onderstreep of beskryf die woordsoort in die sin, as die leerder nie gemaklik is met watter opsies hy het nie, kan hy eintlik die vraag nie baie sinvol beantwoord nie. So ons sê, ons kan nie alles die hele tyd behandel nie, ons moet dit heel eers vir hulle begin organiseer. Die stelsel tans fokus op klein brokkies, presies wat jy genoem het. In graad 1 doen ons die kort A, dis baie maklik. Al die kinders verstaan dit, ons beweeg aan na die B en die E en al die ander letters van die alfabet. Nou in graad of later in die jaar in graad 1 of in graad 2 voeg ons die lang A by, maar nou sê ons die lang A is die dubbel A. Die probleem is, daai A waarmee jy weggespring het, is ook die lang A. En dit word nooit duidelik onderskei nie. So nou sit die leerder nog steeds in matriek met die veronderstelling, ons het 'n kort A en 'n lang A, die een skryf jy met 1 A en die ander een met 2, en 'n uitval is open toe lettergrepe word nie baie duidelik verduidelik en verstaan nie. So ons fokus altyd van die groot prentjie terug na die detail toe. 'n Kind moet weet waar hoort inligting. So dis ons eerste oplossing. Dan die volgende prentjie is 'n voorstelling om vir julle te sê, ons maak abstrakte konsepte, soos byvoorbeeld, hierdie is 'n voorbeeld van een van die konsepte, woordsoorte maak ons vir hulle konkreet. Nou hierdie hele blaai is al wat 'n kind moet leer in sy hele skoolloopbaan oor Afrikaans of Engels. Ons het die hele taal in hierdie 8 huisies verdeel. So Einstein is ons krimpvarkie en Einstein wil baie graag gradueer. Vir Einstein om sukses met taal te hê, beteken dit daar's 8 afdelings wat hy moet bemeester. En elke afdeling word dan deur 'n aparte huisie verteenwoordig. Soos ons die huisies behandel, leer ons ook vir hulle dan weer watter steentjies gebruik jy om hierdie huisies mee te bou. En ons het al hierdie huisies nodig as ons goeie lesers wil wees, en dan ons taalvaardigheid wat auditief is, soos dit wat ons praat, luister en praat afdelings, is die sement wat hierdie huisies aan mekaar hou. So, ek gaan sommer net die eerste huisie, die igloo, is ons spelhuisie. Dit is basies ons grondslagfase. Graad 1 tot 3 is veronderstel om leerders te leer lees en skryf. Nou, om spelling baas te raak, is daar verskillende bousteentjies. Ek gaan hulle nie almal nou deurlees nie. Dit is net om vir julle die idee te gee hoe ons van 'n groot prentjie na 'n klein prentjie beweeg. Dan die onderskeid by spelling. Die KBV en ook die ITP's, al daai dokumente. Ons het agtergekom daar is verwarring in die meeste plekke tussen klank en lettername. So al doen ons A en sê vir die kind dis A. A is ook 'n klank. Julle hoor die verwarring, en ook in die dokumente wat gebruik word daar baie keer gesê behandel die volgende klank, maar eintlik wat hulle daar wou hê is om daai letterkombinasie te behandel. Soos byvoorbeeld die klank. Dit kan nie 'n klank wees nie, dis 'n NG, maar hy maak So ons program onderskei met magnete, die A tot Z, die geskrewe letters, en dan magnete wat klank voorstel. So ons gaan maak weer eens 'n abstrakte klank vir die kind konkreet en visueel. So ek gaan nie verder hieroor praat nie, ons gaan verder daarop uitbrei. En dan ons lees- en skryftekens is die volgende huisie wat belangrik is. Sonder lees- en skryftekens gaan kinders nie altyd die betekenis kan verstaan nie, en hulle gaan ook nie goeie skryfstukke kan oplewer nie. Dit is sommer net 'n voorbeeld, dan al die ander huisies werk in dieselfde beginsels. Ek het nie nou almal vir julle gewys nie, dit gaan te lank vat, maar julle kry die gedagte.
Ons tweede probleem is dan om die abstrakte inligting konkreet te kry. Nou as julle na daai breinprentjies kyk, weer eens, woorde word uitgedeel. Tussenwerpsels, werkwoorde, bywoorde, voornaamwoorde, ek het sommer net woordsoorte as 'n voorbeeld gevat. Weer eens 'n klomp inligting. As die kind vanmiddag by die huis kom, kan hy nie vir sy mamma sê watter woordsoort het hy behandel nie, want hy kan nie die naam onthou nie. Ons gaan maak dit konkreet. Daai 4 prentjies gaan julle later sien waar hulle almal saam in 'n storie gebruik word, sodat leerders kan onthou hoe werk woordsoorte en watter werk het elke woordsoort in die taal. En dan as ek julle vanmiddag met een gedagte kan laat om oor wakker te lê in die nag, lees is nie gelyk aan skryf nie. En ek gaan dit weer sê. Lees is nie gelyk aan skryf nie. Ons sien leerders wat baie relatiewe goeie lesers is, wat se skryfvaardigheid verskriklik swak is. Dit is omdat die omskakeling van taal van 'n geskrewe letter na 'n klank en van 'n klank na 'n geskrewe letter nie dieselfde patrone volg nie. Afrikaans is baie makliker omdat dit 'n fonetiese taal is. Engels is daar Babelse verwarring, omdat ons het aangeneem die laaste 100 jaar, hoe meer 'n leerder lees, hoe beter gaan hy skryf. Die tendens wat ons wel sien, goeie skrywers is die meeste van die tyd goeie lesers. So dit werk nie na albei kante toe gelyk nie. En hier wil ek julle ook laat met 'n vraag. As 'n mamma by jou kom in enige fase, of dit nou grondslag of intermediair of hoërskool is, met 'n bekommernis dat hulle kind sukkel met skryf. Hulle kan nie spel nie, hulle kan nie skryf nie, hulle lees swak. Is die vraag, wat is die algemene antwoord? En al die plekke waar ek gestop het langs die pad en verskeie ouers, was die algemene antwoord, jou kind moet meer lees. Kom ons sê ook vir mekaar, ons sit met 'n nuwe generasie kinders. Hulle gaan nooit lees soos ons gelees het nie. Hulle gaan op ander maniere lees en ons is die generasie opvoeders wat moet aanpas by die leerders. Om te verwag, ons kinders moet op die bed lê en boeke na boeke lees, gaan nie gebeur nie. Ons moet begin slim dink, kreatief dink en by hulle aanpas. Goed, hierdie is sommer net 'n voorbeeld om vir julle te sê van die groot prentjie en die klein prentjie en hoe ons ook kennis konkreet maak. Daar's ons A. Die eerste plakkaat is jou 2 algemene klanke wat jy gaan kry, 'n kort klank of 'n lang klank, en dit word bepaal deur jou lettergreeptipe. Die tweede plakkaat sou julle nog nooit iewers gesien het en julle sou ook nog nooit daarvan gehoor het nie. Ons wys ook vir leerders om daai sukses van grondslagfase af te kweek tot 'n matriek, dat dit nie 'n vaardigheid is wat gewerk het vir grondslagfase, maar nou werk dit nie meer nie. Dat die A, die enkel A, kan ook in 'n oop lettergreep 'n kort klank maak en daai groep woorde is in ons spelboeke aangedui. Maar dit kan ook vir ons I sê sodra dit as 'n verkleinwoord gebruik word. So eintlik het die A 3 klanke en ons onderskei net die kort A klank met die oop en die toe lettergreep, dis hoekom daar 2 prentjies is, want die flamink is eintlik jou uitsonderingswoorde. Dan weer wat ek gesê het, dis van klank omskakel van letter na klank. Die onderste 3 prentjies leer jou as jy skryfstuk skryf en 'n leerder hoor die kort A klankie. Moet hy eers eintlik bepaal, is dit 'n geslote of 'n oop lettergreep? As dit 'n oop lettergreep is, hy gaan nie weet nie. So daai groepie woorde moet hy in sy handleiding, in sy spelboek leer. So as hy skielik hoor papegaai, moet hy weet, dit was een van my flamink woordjies. Al die ander woorde in die taal behoort hy onafhanklik te skryf. Al daai woordjies wat ons so hard aan werk in grondslagfase, kat, mat, sak, behoort ek nooit te gaan memoriseer nie. Want as hy elke letter van die alfabet verstaan, weet hy, al my woordjies met die kort A word so geskryf, dis eers later, wanneer ek hierdie ander groepie woorde moet byleer, om te weet, hulle is die uitsonderings, die res, A is A. Maar dan as Tamaletjie kom by die A, daar's 'n kort A, 'n enkel A en 'n dubbel A. En dit moet onderskei word tussen 'n oop en 'n geslote lettergreep. Nou moet jy stop.
as leerders nie opengeslote lettergrepe verstaan nie, gaan hulle nie hierdie assosiasie verstaan nie. So daai konsep moet nou eers vasgelê word en dan jou laaste klankie wat jy kan kry is I, die algemeenste is AI, 99% van woorde gaan so geskryf word, dis net wanneer ons verkleinwoordgroepies het, waar ons 'n enkel A in het, gaan hy klink soos 'n I. Maar dit pas by verkleinwoorde, so die kinders gaan dit ook nie met mekaar verwar nie. Annetjie, skus, kan ek net gou hier inspring by die lettergrepe? Van graad R af sê ons vir die kinders, ek gaan nou soos 'n grondslagfase juffrou praat, kom ons klap die woordjies. Dan sê dit, jy moet dit in lettergrepe verdeel. In my hele lewe het ek nooit besef, dis moontlik vir my dat ons dit in lettergrepe kan verdeel, dat ek vir hulle kan verduidelik tussen 'n oop en geslote lettergreep. Daar wat jy vir my oulik met die deur gewys het, jy kom dalk nog daarby, en dat mens later kan sê, goed, kom ons klap dit, hier's die reël. Want nou hoef jy nie dan die woordjie te memoriseer nie, want jy verstaan, wag, klap hom gou, hy's oop, hy lyk so of so, in plaas van sê al hierdie woordjies, skus, ek wou net sê, want mens dink, toe jy dit eers vir my sê, dit is onmoontlik dat graad R en graad 1 lettergrepe kan verdeel in oop en geslote, maar toe besef ek, nee, maar ons doen dit, maar dit staan in die beleid, maar ons besef nie die krag wat dit het, as ons dit reg doen met die reëls nie. Dan bou jy 'n spelreël of kennis wat tot in matriek gaan regspel. Ja, dit is nie, ekskuus, ek gaan ook sommer hier inchip en dan dalk is daar ander wat daarmee kan assosieer. Ek dink nie dit was die feit dat ek swak juffrouens gehad het, of dat ek van die Vrystaat na Gauteng toe geskuif het in graad 4 nie, maar daai oop en geslote lettergreep was vir my 'n raai ripa storieetjie. Ek het nooit eintlik geweet hoekom sê ons hy's oop of geslote nie. Ek het dit eers later besef, iemand het dit seker toe mooier vir my verduidelik, maar ek het gedink dis eintlik 'n raaisel. So, onderwysers moet dit baie mooi duidelik maak, dit moet vasgelê word. Baie dankie julle, ek dink daar het julle die spyker op die kop geslaan. Die klap was ook al metode wat ek geken het en dit is hoe ek my kinders probeer leer het en ek het vinnig agtergekom dit werk nie en toe ek die Engels begin leer. Daar's ook 'n verskil van lettergreepopbreking tussen Afrikaans en Engels waarvan ons glad nie weet nie. So die oop en geslote lettergreep is definitief, ek wil voorstel dat ons regtig dalk daarna kyk om later 'n webinar net oor oop en geslote lettergrepe te hou. Om te klap is 'n ritmiese ding. Hoekom klap ons? En hoekom werk klap? Of hoekom het ons gedink klap werk? Klap werk, want wat het ons nou gedoen? Ons het ons liggame ingespan met 'n ritmiese beweging om dit vir die kind lekker te laat voel en dit makliker te maak. So klap is nie verkeerd nie, die vaardigheid om te klap is reg. Die probleem is, ons weet nie waar om te klap nie. En as ons nie ons reëls ken oor hoe jy 'n woord moet opbreek in lettergrepe, en jy moet nou 'n woord kan kyk en presies weet, net hierdie geskrewe woord te sien, ek moet hom hier afkap, daar afkap, en dan begin ek hom eers uitspreek, veral Jana vir die ouer kinders, wat met nuwe woorde in begripstoetse gekonfronteer word. Die uitkoms sê vir ons kinders kan nie lees met begrip nie. Ek wil vir julle sê, kinders kan baie keer net eenvoudig nie lees nie. Vergeet nog die begripdeel wat kort. Hulle spreek die woord so vreemd uit, dat daar geen betekenis aan kan gekoppel word nie, want hulle weet nie om 'n lang woord te vat en stukkie vir stukkie op te breek. So ek het nou hier 'n bietjie wegbeweeg, maar ek dink is belangrik dat ons daaroor gesels, om verder uit te brei oor lettergreep opbreking. Die reëls is in ons boeke. Jy moet eers die reëls bemeester, voor jy kan begin klap. Klap is maar net 'n motoriese manier om dit uit te beeld, as dit sin maak. Goed, en nou gaan ons gou-gou vir julle 'n videoetjie wys, net om vir julle te wys hoe maak ons 'n abstrakte tema soos woordsoorte konkreet. Nou kyk net eers vir my na daai skerm. Einstein is ons skrimpvarkie wat leer. Daardie paadjie volg al ons huisies. So ons gaan vir julle parkeer by die huisie waarmee ons werk. So elke konsep gaan ons vir die leerders wys. As ons hierdie video vir jou speel, gaan ons by die woordsoort plaaskuier van Boer Jan, want dit pas by woordsoorte. Môre as ons byvoorbeeld 'n video doen oor die kappie, gaan ons net beweeg tot by die pikkewyne wat op die eiland is. Dit is waar ons gaan parkeer, want dit is daai huisie wat ons met hierdie inligting bou. So geniet gou hierdie minuutlange video en terwyl julle dit kyk,
Ons gaan nie die aap uit die mou uitlaat met al die antwoorde nie. Ons gaan julle net nuuskierig maak. Kyk, as jy deur die storie luister, of jy daar kan raai watter woordsoort ons later met elke prentjie gaan assosieer. Luister so 'n bietjie tussen die lyne. Julle is die slim juffrouens, ek is seker julle gaan dit reg kry. Annetjie, skus, moet daar klank wees? Ekskuus, hoor jy nie die klank nie? Nee. O, genade. OK, kom ons, kan julle die prentjie sien? Ja. Nou goed, kom ek praat sommer net, ons gaan hom speel en dan sal ek sommer vir julle verduidelik. Ekskuus, ons gaan net gou terug na Boer Jan. Goed, Einstein gaan nou kuier op die woordsoort plaas. Baie welkom by Boer Jan se plaas, die woordsoorte. Ons gaan vandag bietjie ontdek wat is alles op hierdie plaas. Boer Jan is die baas van die plaas en hy staan op die hooi met. Die diere eet die hooi. Ons gebruik ook verskillende gereedskap terwyl ons op die plaas werk. Kyk na die appelbome agter die hooi. Die skuur staan tussen die hooi en die groente. Daar is 'n diertjie by die skuur betrokke. Wanneer die hooi opraak, gaan ons die diere die groente voer. En Pink Varkie gaan ons help om al daai baie groente te onthou. Alle plase het werkers nodig, daarom is daar perde en trekkers wat die harde werk op die plaas doen. Die mannetjies werk saam met die trekkers en die perde om hulle te help. En soms as die trekkers breek, gebruik ons die toue om die trekkers en die waantjies te sleep. Mamma eend en haar eentjies leer ons tel en die kind is so opgewonde want hy is bly om op die plaas te wees. Goed, ekskuus julle, kon julle daar ietsie hoor? Ek het dit nou baie vinnig probeer self verduidelik. Ons het nou die storie geluister. OK, julle kon daar so 'n bietjie hoor. Goed, so daai is, ons het nou nie die aap uit die mou gelaat nie, maar elkeen van daai prentjies waaroor ons gesels het, assosieer met 'n spesifieke woordsoort. En die ander gedagte wat ons wil los by julle om oor te gaan dink is, hoeveel tyd mors ons in al ons fases deur Afrikaans en Engels apart te behandel? Ons moet besef, ons gaan bietjie later daaroor gesels en dan sal ek weer terugkom daarna, maar ons assosieer daai presies daai selfde plaas ook in Engels met die woordsoorte, sodat die leerder besef dis een konsep. Ek hoef nie alles dubbel te leer nie. Ek moet net verstaan wat se verskille en die ooreenkomste en dan is dit eintlik baie makliker. Dan ons derde geheim wat ons bietjie anders doen is, ons rig nie leerders af om sekere vraestelle te kan antwoord nie. Dit help nie ons vra dieselfde spelwoorde wat die kind die hele kwartaal geoefen het by die huis nie. Want hoe weet ons of hy uit kennis en of hy uit geheue uit antwoord? So tans volg ons definitief in die grondslagfase 'n mate van 'n papegaai metode waar ons afrig en dan onthou en dan weer gee. Ons wil wegbeweeg van dit na 'n heel breinontwikkeling waar ons vir jou gereedskap leer, sodat jy daai gereedskap gebruik om alle woorde te skryf sonder om dit een vir een te memoriseer. Die splintertjies wat ons tans doen, ons werk net omtrent op die frontale lob wat korttermyn geheue is. En dit is ook hoekom ons later, as die leerder hier by graad 5 kom, 'n uitval kry van woorde wat hy reg geskryf het in graad 2 en skielik begin hulle verkeerd spel. Dan vra die mammas altyd, wat het nou gebeur? Laas jaar kon my kind dit alles reg doen, nou is hy so de mekaar, hy weet nie watter kant toe nie. En ek dink dit is deel hiervan. So ons wil kritiese denke ontwikkel met gereedskap.
Dan ook, hierdie is 'n voorbeeld hoe ons kritiese denke gaan ontwikkel, wat in ons program is. Byvoorbeeld, hoe onderskei ons die D en die T? Ons almal weet dis 'n uitval tot 'n matriek, selfs volwassenes sukkel. Daar's leidrade wat jy kan gebruik. Daar's jou 3 leidrade. Daardie 3 reëls moet vasgelê word, sodat 'n kind die oomblik wat hy twyfel of 'n D of D is, daai 3 reëls toepas en kyk of dit hom help. Dieselfde met die Y en die Y. Dis nie vaste 100% reëls nie, maar dis goeie leidrade en ons gaan baie spelfoute daarmee uitskakel. Hier kom ons terug na ons lettergrepe ook en dan, hoe kan ons klanke lank maak? Leerders het geen idee wat hulle opsie is die oomblik as hulle 'n lang klank hoor nie. Vir die meeste leerders is dit net die dubbelvokale. Dis wat hulle vir jou sal sê. Om 'n lang klank te kry, moet ek 'n dubbelvokaal gebruik. En ons het reeds vir mekaar verduidelik dat dit nie waar is nie, want die enkelvokaal is ook 'n lang klank. Goed, die 4de oplossing wat ons bring is vinnige inligting en toepassing sonder kennis. Julle almal is baie bekend, ek dink dis Bloom se taksonomie, wat julle gebruik vir vraestelle opstel ook. Nou, as jy na daai piramide kyk, die heel onderste blokkie is onthou. Die tweede blokkie is verstaan en eers die derde blokkie is toepassing. Ongelukkig, tans werk ons baie vinnig deur onthou en verstaan en dan hak ons by toepassing vas, waar ons vir jare toepas sonder enige sukses. Hoe is dit moontlik dat 'n graad 11 leerder nie weet wat se voornaamwoorde mens kry nie? Want ons het dit een keer lank gelede vir hulle baie volledig verduidelik en elke jaar dit net deurgelees en hersien, want ons het dit mos nou reeds behandel en dan gaan sit ons en doen oefening op oefening op oefening op oefening. Die onthou en verstaan is nie vasgelê nie, dis nie die langtermyn geheue gestoor nie. So ons sê, ons moet stadiger toepas. Ons moet eers die onthou-fase regmaak en later toepas. En jy kan net gebruik wat in jou spens is, en dit sluit aan by Jonien se gesegde van jy met die varkies vet voer voor jy hulle weeg. Ons kan nie van 'n graad 1 leerder verwag om vir ons byvoorbeeld Pau te lees as hulle nie die OU behandel het. En dit is so taal is geïntegreerd en jy gaan nooit volledige lys doen voor jy aanbeweeg nie. So daar gaan geïntegreerde leer plaasvind. Maar jou basiese assessering moet volstaan met dit wat jy geleer is. Dan kry ons vir die ouer kinders, graad 4, 3, 4. Ons praat oor fonetika. Ons maak weinig in enige kurrikulum fonetika klaar. So ons spring baie goed weg met fonetika, graad 1, 2 en 3. Fonetika is nie deel van graad 4 tot 12 se kurrikulum nie, maar ons is nog nie klaar met fonetika nie. Nou neem ons aan toevallig sal leerders daai fonetika deur baie lees optel. Dit gebeur nie, die uitkoms spreek van self. Nie eers 20% kinders kan in graad 4 en 6 sukkel om met begrip te lees. So, ons moet baie mooi gaan dink, wat sit ons in en wat wil ons uit hê, maar hier is die belangrikste, die onthou en verstaan moet plaasvind voor die toepassing. Hierdie is byvoorbeeld 'n voorbeeld oor meervoude. Ek gaan nou glad nie in diepte daaroor praat nie, dis net om vir julle konteks te gee hoe ons materiaal lyk. Daar's jou 14 meervoudreëls. Ek waarborg julle, ek het nog nie 'n skool gesien wat 14 reëls vir meervoude leer nie. Ons het gewoonlik die soldaat storie is baie algemeen en dan is daar ook baie algemene reëls omtrent so 6 wat algemeen behandel word. Daar's 14 reëls. Dan as jy kyk na die eerste reël waar ons 'n E aan woorde sit. Ons leer gewoonlik vir in graad 1, jy sit 'n E of 'n S aan die woord. Nou dit werk vir graad 1 want jy gaan net vir hulle woorde vra wat in daai boksie pas. Nou gaan die kind met daai vasgelede kennis na graad 6 toe. En skielik kry hy bed. En hy wil 'n E of 'n S aansit en dit maak geen sin nie want hy moet nou eintlik E en S aansit. Beddens. Maar daai reël het ons nêrens vir hulle geleer nie.
So hoe kan ons dan verwag hulle moet woord vir woord memoriseer om by die antwoord uit te kom? So net die eerste reël het weer 10 verskillende reëls. So daar's 10 plekke in die taal waar jy die aansit. Dan breek ons daai 10 op en ons gaan na die eerste reël toe. Dit is dan die reël wat jy byvoorbeeld in graad 1 gaan aanleer. En so gaan jy die legkaart bou, blokkie vir blokkie, sodat die huisie stewig staan aan die einde van graad 4 en leerders alle meervoude kan doen. Dit help nie, ons het hierdie algemene aannames van jy sit 'n E en 'n S aan, maar dit werk eintlik vir baie min woorde nie, want dan kan julle ook waarborg, graad 12 assessering gaan nie wees met 'n woordjie soos kat nie. So maak seker ons kan daar aan beweeg. Dan ook daar is net 'n ander voorbeeld van vas en los. Die kinders moet die reëls ken. Wanneer skryf ek woorde vas? Wanneer los? Dan ook ons 5de een is die goue draad. Ons kan nie elke jaar ons storie verander nie. En ek dink dis 'n tendens wat algemeen plaasvind. Selfs in skole, dieselfde graad, dieselfde graad 1 groep waar 5 onderwysers is, elke juffrou doen haar eie oulike interessante idee, daar's nie 'n goue draad nie. Kiesspelling is geskryf om die goue draad van graad R tot 12 te handhaaf. Dit beteken dan ook die bladsy wat jy in graad R en 1 sien, verander nooit. Die leerder het 12 jaar tyd om dit vas te lê, sodat ons 'n goeie uitkoms kan kry, want ons leer net die verstaan en onthou deel, die toepassing kan jy dan op enige plek in enige formaat gaan toepas. Ons moet ook stadiger werk. Graad 1 wil jaag teen tyd. As ek hoor hoeveel assesserings moet teen tyd gedoen word, kom ons kyk hoeveel woordjies kan jy in 'n minuut lees. Dan gee ek vir jou punt. Kom ons kyk hoeveel klanke kan jy herken in 'n minuut. Hoekom? Wat is die doel? Gaan dit net oor die tyd of gaan dit oor ek wil sien of jy jou klanke verstaan? En daar is kinders wat stadiger is en kinders wat vinniger is. Kom ons gee net vir hierdie kinders die geleentheid om asem te haal en nie deur 'n horlosie aangejaag te word wat angs skep en weer eens kognitiewe vermoë beperk nie. So dit is waar kiesspelling se benadering anders is as die tradisionele en ons doen alles deur 4 verskillende tegnieke. Ons werk kinesteties, dit beteken met ons lyfies, visueel, konkreet en auditief. Daar is dan ook net weer 'n voorbeeld waar ons hierdie kry van die goue draad. Jou A-plakkaat is in matriek nog steeds jou A-plakkaat. Goed, selfde met ons woordsoorte. Daai woordsoort plaas, daar is die antwoorde nou ook vir julle op. Die woordsoort plaas bly presies dieselfde vandat jy in graad 1 weggespring het met die plaas, totdat jy elke liewe woordsoort volledig behandel het in graad 12. Julle sal ook sien, dis weer die groot prentjie en dan gaan fokus ons nou op lidwoorde. Dan haal ons die appelbome uit. Dit is ons lidwoorde. Daardie prentjie is wat vas lê en sodra 'n kind 'n lidwoord vraag kry en 'n vraestel, het hy 'n liaseervaldertjie van appelbome waarheen hy verwys om die antwoord te gaan haal en dit bly konstant dieselfde. Dit hoef nie van graad na graad te verander nie. Belangrik hier wat ek in die begin ook gesê het, is om ons 2 tale met mekaar aan te pas. Ons plakkate stem ooreen, sodat leerders verstaan dat 'n lidwoord artikels is. Weinig hoërskoolleerders kan vir my sê, wat is die Afrikaans vir 'n artikel? Of as ek vir hulle vra, wat is die Engels vir 'n lidwoord? Hulle weet nie, dis dieselfde ding nie. So ons probeer dit minder werk maak, beter vaslegging met baie wyeer toepassing. So dit is ook net so 'n voorbeeld van wat in ons program beskikbaar is. Daar is nog 'n voorbeeld, dit is ons selfstandige naamwoordplakkaat wat dan nou verder uitbrei. Julle sien hoe ons van die groot plaas, dan na die hoëmiete, dan na die detail en dan eers kom ons by toepassing. Ja, weet jy nie, jy maak nou amper vir my 'n wêreld oop. Ek wonder of my onderwysers op skool geweet het dat Afrikaans en Engels so met mekaar kan saamwerk om die kind te leer. Ek het maar ook geraai watter goed doen ons nou in Engels, want daar was ek 'n lang terminologie en hierdie maak so sin. Ek sien so uit amper na jou sessie by die kongres ook om meer en meer te leer nog. Maar dit is baie abstrakt vir kinders. As ek net dink aan woordsoorte as sulks. Hulle sal nou sê, dis mos nou 'n tafel, dis sy naam. Hoe kan hy nou nog iets anders wees? So hoe kan ons nou dit konkreet maak?
Ja, Jana, ekskuus, ek het jou nou vooruitgehardloop met die laaste 3 Ja. skyfies. So daai woordsoortplaas video wat julle gekyk het. Dit is presies hoe dit konkreet gemaak word. Nou net om vir julle nog so 'n bietjie 'n Ja. kykie te gee in ons program in. Saam met daai woordsoortplase het ons 3-dimensionele speelgoedmodelletjies. Baie klein. So ons het vir elke woordsoort dit is regtig interaktiewe aktiwiteite waar jy speletjies speel om hierdie konsepte te toets en te oefen. En dit gaan oor konkreet. Die oomblik as die kind daai appeltjie optel, moet daar net een ding in sy kop opkom en dit is lidwoorde. Want dit is hoe ons dit in die klas graag elke dag wil uitspeel. Ons gaan wanneer ons lidwoorde aanleer met daai appeltjie werk. So die kind kan fisies aan die appeltjie vat, dit word 'n konkrete ding en dan ook herhaal graad 2 se juffrou weer ons speletjie oor lidwoorde. Net om ook 'n bietjie meer hierop uit te brei, wanneer iets lekker is, het jy 'n positiewe voel goed oomblik. En wat onthou ons die beste, is daai oomblikke wanneer ons goed gevoel het. En kinders is niks anders as groot mense nie. So ons moet ook wegbeweeg van, ek dink veral Jana, dalk jou onderwysers val meer daarin, van graad 4 tot 12, het ons amper 'n aanname, kinders is nou groot. En ons moet nou werk. Ons gaan nou nie meer speel soos in die grondslagfase waar dit lekker klei en sand en goedjies, konkrete materiaal is nie, ons gaan nou werk. En ek dink dis presies waar ons dit mis. Selfs volwassenes leer die beste deur speel en deur stories. Ons het hierdie woordsoortplaas vir graad 5, 'n paar graad 5 leerders gegee en ons het dit 2 keer vir hulle vertel, die storie. Na 2 herhalings, so 2 dae wat ons net die storie vir hulle vertel het, kon hulle vir ons dadelik identifiseer wat se woordsoorte is daar in Afrikaans. Want hulle kan die storie onthou. So ons moet stories terugbring klaskamer toe. Dit gaan nie oor abstrakte inligting nie. Afrikaans en Engels is stories en ons moet baie meer fokus om kinders tot 'n matriek gemaklik te maak met stories. Ek hou mos nou altyd van 'n hasie en 'n skilpad, is die grondslagfase juffrou in my. En ons het regtig die voorreg, Annetjie, om by baie skole te kuier en saam met hulle te werk. En ek beloof vir ons onderwysers daar buite wat sekerlik ook vanmiddag luister en dis hoekom hulle hier is want hulle stel belang. Hulle werk so hard. Ek sal vir jou sê hulle hou skool uit die sweet en die spoegspad en hulle wys vir my alles wat hulle doen. Maar hulle sit ook met 'n moedeloosheid in hulle harte en sê ons doen al hierdie goed nie, maar dit werk nie. Ons drill dit hierdie week, volgende week sal hulle dit in 'n skryfstukkie moet skryf tot die woorde wat hulle verlede week in hulle speltoetsie reg gekry het, wie verkeerd geskryf, so jy het dit nou al baie mooi verduidelik. Maar verduidelik net so 'n bietjie vir almal wat luister, hoekom dink jy volg ons die hasie of die skilpad metode hier in Suid-Afrika? Goed, kom ons gesels gou 'n bietjie oor hasie en skilpad. Janine, jy het dit aangeraak in jou inleiding waar ons nie na een skool toe gaan en dieselfde orde van aanleer van klanke en letters kry nie. Dis ons heel eerste uitval. Dit was iets wat vir my heeltemal vreemd was omdat ek nie uit die onderwyskringe kom nie. Toe ek deel geword het of begin navorsing doen het, kon ek glad nie verstaan wat het van die alfabetorde geword nie. Waar is dit? Hoekom gebruik ons dit nie? En die navorsing het daarop gedui dat ons dit doen sodat ons die algemeenste letters gebruik in die alfabet waarmee ons vinnig woorde kan skryf. My vraag is, hoekom wil ons vinnig woorde skryf? Want as ons nie die alfabet ken nie, wat gaan vinnig ons help? Ons gaan nie sukses hê nie en dit is nou presies wat die tendens is en wat die onderwysers ervaar. Ons het al hierdie letters behandel, al hierdie woorde geleer en 3 weke later kan ons dit nie meer doen nie. Die alfabetorde skep vir jou orde in jou brein. Almal ken die alfabetliedjie. Ons het dit met Sotho-leerders getoets. As jy dan vashak by ek val myself in die rede, ons bou ook woorde uit met teeltjies op 'n magneetbord en die klinkers en medeklinkers is verskillende kleure. So dit word alfabeties gepak. As ek 'n leerder kry en ek vra vir hom 'n woord met 'n G of 'n klankie en hy kan nie onthou nie. As ek die alfabet geskommel het hy net sy geheue om op terug te val. As hy nie kan onthou hoe lyk G nie, dan kan hy nie onthou nie.
so hy kan nie antwoord nie. As hy die alfabetorde handhaaf en hy hak vas, dan vat daai leerder sy vingertjie en hy gaan deur die alfabet A, B, C, D en hy kom by G uit. Dit beteken ons het hom bemagtig om self die antwoorde te kry. En dit is kietsaspelling se hart. Ons rig nie af vir assessering nie. Ons wil die leerder bemagtig. So die hasie skilpad is, ons wil alles vinnig doen. Ons wil vinnig woorde lees, vinnig leesboekies uitdeel, vinnig skryfstukkies skryf. Hoekom? Kom ons stop en haal asem en kom ons doen wat ons doen eerder die eerste keer reg. Want elke keer wat 'n leerder 'n fout maak, skryf hy 'n breinpaadjie. As hy daai fout 10 keer gemaak het, gaan hy nie die paadjie herstel met 1 keer se verbeteringe nie. So ons moet stadiger werk. Dit is definitief een van die groot goed en dan ook moet ons onthou, ons klastyd om 'n tweede taal aan te leer is 'n kwart van die res van die wêreld, want ons deel klaar ons klastyd in 2 tale. Dan moet ons nog vir die meeste leerders die tweede taal eers vertaal in hulle huistaal en dan die konsepte en dit is waar ons glo, as ons Engels en Afrikaans hand aan hand gaan doen, gaan ons die helfte van ons klastyd herwin. So ons gaan baie meer tyd hê om kwaliteit onderrig te doen. Jong, nee, ek maak my opgewonde. Jy maak almal nou nuuskierig, ons sal weer op die kongres verder praat, maar want ek het ook gedink, ja, Engels en Afrikaans kan ek nooit saam doen nie. Hulle moet eers die een leer en die ander een, maar jy het my 100% ooreed en ek is aan boord met jou al jou planne. Ek dink almal is altyd bekommerd oor lees. Jy weet selfs ons hier by SOS, ons het gestruktureerde opleiding, ek en Jana in lees. En ek dink mense wil altyd weet watter leesreeks en ek het selfs 'n ding wat jy kan bepaal, is die leesreeks of die leeskaart of die boekie wat ek gebruik, is dit reg? En ons het soveel oulike leesreekse in Afrikaans. Ons gaan nou nie vir gratis bemarking hier gee vandag nie, maar ek dink baie keer vra onderwysers vir my, is die leesreeks of die leeskaart wat ek gebruik korrek? En dan is daar baie maniere om dit te bepaal. Jy weet, ons hou nie glad niks van die globale leesmetode nie, want dis wat jy nou genoem het, dit gaan net op geheue en dit gaan weer eens, kinders word verwag om woorde te lees wat hulle nog nooit aan blootgestel is nie, hulle ken nie die klankies nie, hulle kan hom nie ontleed nie. So ons hou nie van hom nie. Praat ek sommer nou namens ons almal. Maar het julle leesboekies by Kietsaspelling of wat is jou raad ten opsigte van leesboekies en leeswerk? Baie dankie. Ek is baie bly jy vra daai vraag, Janine, want nee, ons het nie leesboekies nie. En dit is vir my baie interessant ook hoeveel tyd en energie ingaan in onderwysers op beplanning om te bepaal of hulle die regte leesboekies het. My vraag is, wat is die regte leesboekie? Ons glo by Kietsaspelling, ons moet konsepte vas lê sodat leerders enigiets kan lees. En hiermee wil ek jou as juffrou bemoedig. Jou leesreeks is die regte leesreeks. Ek gaan nie 'n naam koppel aan dit. Dit maak nie saak watter leesreeks nie. As ons die A reg vas lê, moet leerders alle woorde in Afrikaans met die A kan lees. Dit is ons doel. So watter leesreeks jy vir inoefening en herhaling gebruik, is vir my irrelevant. En daarmee saamgesê, as almal van julle wat luister nou heeltemal paniekerig raak en dink daar's nie 'n manier nie, want hierdie is nou heeltemal so anders, ons gaan alles met oordoen. Ons verander niks aan jou werksvelle, jou assesseringsmaniere, jou vraestelle, jou leesreekse. Dit wat jy uitgewerk het, is goed genoeg. Ons verander die metodiek van aanleer. So vir die hoërgrade ook, of jy nou Platinum, Oxford, Viva, Via, Spot On, watter boeke jy gebruik vir toepassing, is goed genoeg. Daai wiel is klaar gemaak. Ons gaan hom nie oorbou nie. Maar ons sê die uitval kom nie of daai goed genoeg is nie. Die uitval kom in die verstaan onthou fase om daai toepassings te kan doen. En dit is waar Kietsaspelling volgens ons 'n unieke, nuwe vars benadering is, wat ons 100% seker is, sukses bereik. Want is baie minder memoriseer, baie minder inligting, maar die kind gaan dit verstaan, en dan gaan dit nie 'n probleem wees om daai begripstoets in my Platinum boek
as 'n huiswerkaktiwiteit te gaan oefen nie, want ek het 'n bron van selfstandige naamwoorde waaruit ek die antwoord gaan haal. So ons skryf nie leesreekse voor nie. Ons glo ook nie dat een leesreeks noodwendig beter as 'n ander leesreeks. Ek bedoel daar is goeie leesreekse en dit hang af as jy ek wil amper sê as jy uit 'n persoonlike perspektief kyk, ek gaan van 'n sekere leesreeks hou en jy gaan nie van hom hou nie. En dis 'n persoonlikheid. Dit het niks te doen met reg of verkeerd nie. So moenie so vasgevang raak aan is die goed reg wat ek het nie. Daai flashkaarte of woordkaarte wat jy gebruik vir lees, dis reg solank dit toepaslik bly by die konsep wat jy onderrig. Ja, dit is 'n mondvol, Elise. En ons het nou baie gefokus op die kleintjies, die grondslagfase en klanke aanleer en so aan, maar ons het ook gesê, dan kom hulle in graad 4, dan vra die intermediêre mense, nou wat het hulle in die grondslagfase gedoen? Die kinders kan dan nie lees en skryf nie. So selfs tot by die hoërskool vra, dan gee hulle weer die laerskool die skuld en sê, hulle het niks gedoen wat ons wil hê hulle moet doen nie. So wat kan 'n mens doen? Waar begin jy as 'n graad 5 tot 12 leerder nie kan lees en skryf nie? Ja, Jana, ek kan eerlik vir jou sê, dis die algemeenste vraag wat ons kry. Want wanneer kom ons agter daar's 'n probleem? As ek praat nou namens ouers. Wanneer kom 'n ouer agter hulle kind het 'n probleem? Is in graad 4 tot 6. Is gewoonlik die grootste navraag. Na graad 7 het ouers opgegee en hoop maar net hulle bloetjies kom deur matriek. So, hoekom gebeur dit? Want graad 1 tot 3 is min werk wat behandel word en ongelukkig die papegaai metode van ons leer hierdie spelwoorde, nou skryf ons toets daaroor. Vir die eksamen leer ons weer dieselfde spelwoordjies, ons skryf toets daaroor. So die assessering leen hom daartoe om sukses te toon, ongeag van hoeveel begrip daar is. Solank die leerder is tipe geheue het, kry hy dit reg. En dan moet ons vir mekaar eerlik ook sê, daar is baie druk op graad 1 tot 3 om sekere punte te handhaaf. En dit kom weer van die departement af. En skole moet voldoen aan daai mylpale wat vir hulle gestel word om voort te gaan. So ons sit met 'n dilemma. Ons kan nie vir kinders laer punte gee nie, want daar's 'n ander druk van daai kant af. So nou is die vraag, is ons dan eerlik en deursigtig, want is dit regverdig dat 'n ouer eers in graad 4, 5 agterkom sy kind kan nie lees nie? Maar dit is 'n sisteemprobleem. So hierdie is nie 'n skool of 'n onderwyser se probleem nie, dis 'n sisteemprobleem wat ons het. So om jou vraag te antwoord, wat doen ons nou met hierdie leerders, graad 4 tot 12, wat nou sukkel om te lees en te skryf? Heel eerste, 'n digitale leesprogram gaan nie 'n kind leer lees nie. My kyk op dit is, as jy 'n leesprogram wil aankoop, daar's baie beskikbaar, digitaal, waar jou kind nou hierdie leesstukkies moet lees en lees en lees. As jou kind 'n mate van leesvaardigheid het, forceer jy hom maar net eintlik om op 'n ander manier te lees. 'n Boek is dieselfde, die verskil is net, hulle sal byvoorbeeld ook dalk vir die kinders sê, spel die woorde, en dan as die kind hom verkeerd spel, spel die rekenaar hom reg. Dit is weer eens geheue oefeninge. So ek moet daai woord kan onthou, as ek hom môre wil reg spel. 'n Leerder moet anders leer lees en skryf. En dan begin jy, ons kan nie graad 1 tot 3 herhaal nie, so wat ons sê, begin dan om die taalkonsepte ten minste konkreet te maak, dat die leerder nie sukkel om lidwoorde en selfstandige naamwoorde te leer nie, dat hy daai deel wat nou in sy kurrikulum is, ten minste gemaklik doen. En dan gaan stel jy as 'n intermediêre fase onderwyser vir jou 'n rooster op en jy gaan kyk na die algemene uitvalle. As almal die dubbel A of die enkel A verkeerd gebruik, is dit jou eerste leidraad. Ons gaan nou daai konsep teruggaan en dit op hierdie metode vir julle aanleer, sodat julle begin dink oor hoe dit werk. So ons kan nooit 4 of 5 jaar later, 3 of 4 jaar, alles gaan oordoen nie. Julle sal ook vind die konsonante is nie die uitvalle nie. Dis net of daar 1 of 2 geskryf moet word, maar dit word in die taalleer behandel. Dit gaan oor die klinkers, wat gewoonlik die uitvalle het, en dan ook die lees daarvan. So ek weet nie of dit jou vraag beantwoord nie, Jana. Definitief, ja. Ja, nee. Ek dink onderwysers is dalk net bang om terug te gaan, want hulle dink hulle moet vorentoe, maar jy kan ook nie vorentoe gaan as niks vasgelê word nie. So ek hou van jou plan.
Ja, definitief. En Annetjie, ek wil net sommer so 'n bietjie spog oor alles wat julle het. Daar is julle webtuiste, maar as jy dink aan hierdie reëls, ons het nou eintlik soos tyd verstreke, maar julle oulike taal en spelboeke wat eintlik vir 'n kind is 'n boek in die hand en jy vat hom van graad 4 tot in graad 12 en jy het alles wat jy nodig het. In die grondslagfase juffrou, julle moet gaan loer op hierdie webtuiste. Dit is ongelooflik. Moet asseblief nie oorweldig voel deur vandag se aanbieding nie. Dit het my Ekskuus. Ek dink jy kon nie. is dit beter wat ek net Dit aan die klank verstaan. Krijg jy so lang Kan ek so lank iets sê? Ekskuus, ek gaan sommer so lank sê, as enige een van julle navrae het, kan julle ook op KidsAid Spelling vir ons vrae deurstuur, wat ons dan persoonlik vir julle elkeen sal terug antwoord. As daar nog vrae was uit vandag se praatjie wat julle graag oor gewonder het of vrae of antwoorde opsoek. wat ek net vir die boeke loer. Ek dink hy's nou reg. Ja, goed, daar sy. Kan julle die kongresblaadjie sien? Kan julle my hoor? Ons hoor jou, maar ons sien nog nie 'n kongresblaadjie nie. Net vir boeke loer. aangaan met die slideshow. En dit lyk wel asof van die ander mense. Dit lyk vir my asof ons kykers wel die kongresblaadjie sien. Is ek reg as ek dit sê? Kan iemand vir my van die luisteraar sê, dit lyk daar so duimpie wat opgaan. Goed. Ek wil net graag vir julle sê dat Annetjie en haar span 2 sessies by ons kongres gaan kom aanbied. So sy gaan so mooi vir ons in detail verduidelik. So indien julle nog nie daardie datums het nie, julle weet dis 24 tot 26 Junie, maar die 25ste is eintlik dag 1 van ons onderwyserskongres. Die vorige dag is ons vir leierskap. Is daar die 25 Junie is daar 2 middagsessies. Jy hoef nie eers by die skool af te vat nie, ons het dit spesiaal vir julle so gekies. Maar vat maar af want is baie lekker. Die oggendprogram is fantasties, die van julle wat weet. So dis gaan mooi in detail vir ons 'n kop skuif oor klanke en skryf 'n bedryfsvaardigheid wat al hierdie goed ons taal leer, al ons goed mooi gaan. Dit is regtig vir grondslagfase tot en met, soos ek gesê het, graad 9. So julle is baie welkom en dan later in die jaar het ons ook ons AGV oggendseminar by Soltech. Julle weet as ons grondslagfase vir ons altyd so saamtrek. Dit is die 2 Augustus en dan het ons weer vir Annetjie hulle daar. So dis meer in die vorm van 'n werkswinkel. Dan kan ons lekker goed deurtrap en planne saam maak. En so asseblief, hou maar net ons sosiale media en blaaie dop en ons nuusbriewe. Julle sal mooi inligting daaroor ontvang, maar ek dink julle almal voel dalk soos ek aan die begin gevoel het, kan ek net nog 'n bietjie hoor, kan ek net nog 'n bietjie leer. En gelukkig is hierdie dames so bereid om ons te help. So ons sien sommer baie uit, Annetjie, ons kan nie wag nie. En dan wil ek net graag vir julle wys dat Elise, kan jy dalk aan julle kant net gou sê stop sharing? Ek dink dis dalk waar my jong ek in tegnologie. Ek kan vir my hoor nie. Ons het hom gestop share, hoor. Baie dankie. Kan julle, daar's julle QR-kode vir julle bywoningssertifikaat. Ag, gee my net skuis dat ek julle so plom, maar hier aan my kant is dit nou swart. Ek wil net weet of julle die QR-kode kan sien. Nee, ons sien hom nie. Jonie, ek dink jy moet net 'n ander skyfie opgooi, hoor. Dat ek net gou sê stop. Kan jy weer van? Ja, dan begin ons maar net oor.
Kan julle hom nou sien? Ek glo so. Ja, Ja, dis goed. Ek weet dis wat almal altyd hartstog. As jy nie die tegnologie op jou foon het nie en jy kan nie hierdie QR-kode afneem nie, dan kan jy ook vir my môre 'n e-pos stuur. Ongelukkig kan ek nie vir jou hierdie bywoningssertifikaat genereer nie, want jy sal sien dit gaan op 'n soos 'n JOT-vorm waar jy jou eie inligting met jou goedjies optik en dan word hy outomaties na jou toe per e-pos gestuur. So ek kan vir jou wel 'n e-pos stuur môre met die QR-kode, maar ek kan nie vir jou die sertifikaat genereer nie. Jy moet dit ongelukkig self doen. Ja, ons kan 'n skakel stuur met die e-pos. Ja, ons kan 'n skakel stuur. Gelukkig Jana se ou hand, sy ken alles. Goed, ek hou hom nog so rukkie daar en dan wil ek net weer eens sê dankie Jana, het jy nog ietsie? Ek wonder of kan ons dalk na die vragies kyk in die kletskassie. Ek het gesien mense het opmerkings gemaak. Jana, jy gaan koekeloer. Ek wil nou kyk of ek hom kan sien. Daar net gou kyk of ons dit sien, want mense het op en aanmerkings gemaak. Ek sien nou nie dadelik, ek dink mens moet daai kleiner maak, minimize. En ek weet nie of dit nou buite kan die stop sharing is nie. Ek sien dit nou nie dadelik nie, maar ek het gesien daar is mense wat vrae gevra het en Jonien sal dit dan ook sommer in die raadsaal beantwoord of binne in die e-pos wat dan almal wat geregistreer was uitgestuur word. Daar gaan jy dan ook die skakel ontvang om weer 'n keer na die opname te luister indien jy dalk nou 'n gedeelte nie kon hoor nie. Daar's ook julle my e-posadres Janasin en Elisin van Kids Spellings julle direk vir hulle 'n vraag wil vra, maar ek beloof môreoggend vroeg klim ek op die kletskassie en ek beantwoord julle vrae of ek stuur aan Jana of aan Annetjie en Elise hulle by Kids Spelling en dan beantwoord ons julle vrae so vinnig wat ons kan. Weereens baie dankie dat julle ingeskakel het. Gaan loer gerus, ek weet 'n onderwyser het nooit 'n ledige tydjie nie, maar dit gaan die moeite werd wees om na daai webtuiste te gaan kyk. Julle gaan baie bly wees oor wat julle sien en onthou kongres, dis altyd iets om na uit te sien en dan die AGV oggendseminar die 2 Augustus. Baie sterkte met julle tweede kwartaal is omtrent 'n wille een met al hierdie vakansie daar. Die kinders is bly, my hoërskoolkinders is bly en ek sê vir hulle met julle onder, ja, mamma die juffrou skryf vir ons so baie huiswerk. Ek sê, weet julle hoe gespanne maak dit 'n juffrou om te weet daar's 'n week wat jy nie kan onderrig nie. So baie sterkte vir julle en mag dit met julle baie goed gaan. Dankie vir almal se bywoning. Ons sien daar is heelwat mense wat hande klap en dankie sê. Ons waardeer dit dat julle ingeskakel het. Julle moet 'n mooi aand verder hê en baie dankie weer 'n keer aan Annetjie en die span. Ons sien julle binnekort weer. Totsiens julle. Baie dankie julle. Totsiens. Totsiens. Stop share en ek stop op.